Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons gaan vandag ons skriflesing doen uit 1 Korintiërs 5. Ons gaan daarvan op vers 1 af lees en tot die einde van die hoofstuk, en dit gaan in spesifiek oor kerklike tug, om die suurdeeg in ons eie midde te verwyder, en dan natuurlik veral die betekenis wat dit het hier na Paastyd, nadat ons Paasfees gevier het, om te kan weet dat Jesus Christus ons Pasgalam is. Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Here, hierdie woorde tref ons in ons harte, dat U Seun, U geliefde Seun, ons Here en Verlosser is, ons Pasgalam, dat Hy in ons plek geoffer is. Maar Here, die wonderlikste van alles is, waar ons sonde aan die kruis sy sonde geword het, het sy geregtigheid, sy gehoorsaamheid, ons gehoorsaamheid geword. Daarom is ons vanmôre na U toe kom, is dit met harte wat oorloop van dankbaarheid. Ons wil aan U die eer, die dank, die lof toebring. Here, mag ons loflied tot in ewigheid weergalm, om U naam groot te maak. U alleen is ons Here, ons rots en ons Verlosser. Ja, Vader, ons sonde swakheid, dit ken U. Ons eie gebrokenheid, ons gebrek aan insig, ons so vol wees van onsself en ons eie opinies, U ken dit. Vader, vergewe ons sondes. Maar kyk na ons in Christus, geheilig, afgesonder in sy naam, ja, tot U diens verkore, om U te loof en te prys. Waar ons as U kinders by mekaar is, om by U voete te kom sit, lei ons in die lig van U woord. Kom deur U Gees en beklee ons elkeen meer en meer met Christus. Gee in elkeen van ons harte meer en meer 'n lus en 'n liefde om aan U gehoorsaam te wees. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. Die opskrif daar is onsedelikheid in die gemeente. 'n Mens hoor werklik waar van onsedelikheid onder julle, en dan 'n soort seksuele losbandigheid wat selfs nie onder die heidene geduld word nie. Dat 'n man met sy vader se vrou saamleef. Tog is julle steeds hoogmoedig. Moes julle nie eerder treur en toesien dat hy wat hierdie daad gepleeg het uit julle midde verwyder word nie. Wat my betref, alhoewel ek liggaamlik afwesig is ek in die gees by julle, asof teenwoordig. Het ek reeds die man wat so 'n ding gedoen het geoordeel. Wanneer julle in die naam van ons Here Jesus vergader, en ek in die gees teenwoordig is, gee dan met die krag van ons Here Jesus so 'n mens oor aan Satan, om sy sondige aard te vernietig, sodat sy gees op die dag van die Here verlos mag word. Julle grootpratery is nie mooi nie. Weet julle dan nie dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele mengsel deursuur nie? Verwyder die ou suurdeeg, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurde brood is. Want ook ons Pasgalam, Christus, is geslag. Laat ons daarom fees vier, nie met 'n ou suurdeeg, die suurdeeg van kwaad en boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid. Ek het in my brief aan julle geskryf om nie met hoereerders te meng nie. Daarmee het ek beslis nie die hoereerders van hierdie wêreld bedoel nie, of die gierigaards en die rowers of afgodedienaars nie, want dan sou julle uit die wêreld moes weggaan.
Nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar 'n hoereerder of 'n gierigaard is, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadprater, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Waarom sou ek die buitestanders oordeel? Moet julle nie eerder diegene in julle eie geleedere oordeel nie? God sal die buitestanders oordeel. Verwyder die slegte mense uit julle midde. Tot sover ons skriflesing, ons gaan fokus op hierdie woorde in vers 7 en 8. Verwyder die ou suurdeeg, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurde brood is, want ook ons pasgalam Christus is geslag. Tot sover. Dit is die woord van die Here. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor, dit ter harte neem en daarvolgens lewe. Broers en susters, Paasfees 2026 is verby. Wêreldwyd kon gelowiges die belangrikste gebeurtenis, die belangrikste oomblik, God se oomblik in die geskiedenis, aan die kruisiging en opstanding van ons Here herdenk. Paasfees herinner ons altyd daaraan dat ons Here in ons plek gekruisig is, maar dat hy uit die doodheid opgestaan het, om tot vandag toe Here te wees, in my en jou se harte en in ons lewens. Hy is 'n Heer, hy is ons Here. Die tragiese waarheid is, dat so baie mense binne die kerk, kyk na die kruis en na die leë graf, hulle neem deel aan die Paasfeesvieringe, maar Christus is nie Here in hulle harte en in hulle lewens nie. Daagliks gaan hulle onbekeerd met hulle sondige lewenstyl aan. Hulle sondes het dan ook 'n suurdeeg uitwerking op die hele gemeente en in die gemeenskap. Deur die eeue is en sal dit altyd die grootste vyand van Christus se kerk wees en bly. Die onbekeerde Christene in ons eie midde. Soos Jesus ons gewaarsku het, kan 'n mens hulle ook aan hulle vrugte ken. Hulle is en hulle wil graag deel wees van 'n gemeente. Maar onbekeerd gaan hulle maar net voort en praat en doen hulle ook maar net soos die goddelose samelewing daar buite. En hulle verwag ook dat die res van die gemeente hulle sondes moet aanvaar en dat die res van die gemeente ook maar met die samelewing moet saamgaan. Paasfees 2026 het ons opnuut daaraan herinner dat ons pasgalam vir ons geslag is. Daarom is die gemeenskap van gelowiges, die plaaslike gemeente, ja, as ons 'n gemeenskap van gelowiges waar Jesus Christus ons Here is, ons meester. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges wat daagliks deur die Heilige Gees vernuwe word na die beeld van Christus. Ja, die Heilige Gees verwyder die sondes uit ons harte uit en hy vernuwe ons daagliks meer en meer en hy beklee ons met Christus. Christus is ons pasgalam. En daarom verwyder hy ook die sonde uit ons eie midde uit, ook in elkeen van ons se harte. Die woorde wat die apostel Paulus in hierdie brief geskryf het, is hoofsaaklike reaksie op, hy begin in 1 Korintiërs waar hy sê dat van glose mense, dit was heel moontlike invloedryke vrou in die gemeente van destyds, by hom opgedaag, en ons weet later het daar ook 'n ander groep mense by hom opgedaag, waar hulle vir hom adviesvrae gevra het. Daar was baie probleme in hierdie gemeente, en hulle het by hierdie apostel kom advies vra. Maar hoe moet hulle hierdie probleme hanteer? Nou ons weet dat Korinte, van wie hulle ligging, Paulus se probleemgemeente was. Hierdie stad het tussen twee hawens gelê, en hy was 'n bedrywige besigheidsstad, daar is handel gedryf. Met ander woorde, al wat sonde is, het daar gedei. Daarmee saam was dit ook die hoofplek waar Afroditus, die seksgodin, aanbid was met haar 1000 tempelprostituie, wat daagliks in die openbaar met losbandigheid gepaard gegaan het. 'n Mens kan jou indink wat se stad was hierdie Korinte.
Paulus, wat met die skryf van hierdie brief in Efese was, het self hierdie gemeente op sy tweede sendingreis gestig en hy het ongeveer 'n jaar en 'n half daar gebly en met die hulp van Priscilla en Aquila waarvan ons lees in Handelinge 18, die gemeente daar gevestig, 'n sterk gemeente. En daarom het die apostel omtrent elkeen van daardie lidmate of meeste van hulle persoonlik goed geken. Maar soos met al die gemeentes, maar oor al die tyd die geval is, het hulle nie die invloed van 'n sondige samelewing vrygespring nie. Een van die grootste probleme in hierdie gemeente was natuurlik hoogmoed. Binne die gemeente was daar verskillende partye. Hy skop ook in hoofstuk 1 met hierdie partyskap in die gemeente af, waar die een gedink het hy's beter as die ander. Hier in hoofstuk 5 gaan dit daaroor dat 'n man saam met sy stiefma, sy vader se vrou, saamleef. Meeste lidmate in die gemeente moes van hierdie saambleiery geweet het, en terwyl die een gedink het ek is beter as die ander, het hulle weggekyk. Het hulle nie gepla dat iemand so saam met sy pa se vrou saamleef nie. As die apostel onder die leiding van die Heilige Gees die gemeente adviseer, beveel hy in die eerste plek dat hierdie groot pratery en hoogmoedigheid van hulle moet sommer end kry. Hulle is so daarop gefokus, dat hulle nie kyk wat is die sonde is binne die gemeente nie. Hou op om te dink jy is beter as die broer en suster langs jou. En deel eerder met die sonde in jou eie midde. Die feit dat die apostel skryf, dat hulle met die krag van ons Here Jesus, die man aan Satan moet oorgee, dui daarop, dat hierdie man in sonde volhard het, maar dit dui ook daarop die erns waarmee 'n gemeente met die sonde in hulle eie midde moet deel, met die krag van ons Here Jesus. Met ander woorde, met die gesag van skrif. Christus gee nie sy gesag aan enige iemand nie, nie aan die dominee nie, ook nie aan die ouderlinge nie, maar die ouderlinge en die dominee. En elke broer en suster kan mekaar bedien met die gesag van God se woord, die gesag van Christus. Hierdie man wou nie met sy sonde ophou nie. Hy wou voortgaan met sy sonde, terwyl hy in die gemeente wou bly, en hulle moet hom nou maar net liefdevol verdra. Dit is asof niks verander het deur die eeue nie. As die apostel aan die einde van hierdie hoofstuk ook skryf van 'n hoereerder, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadprater, of 'n dronkaard, of 'n rower, dan moes dit ook dinge gewees het waarvan hierdie mense wat by hom advies kom vra het gesê, maar hierdie dinge floreer ook in ons gemeente, dis hoekom hy dit aanspreek. En al die dinge het gedui, terwyl die een lidmaat gedink het hy's beter as die ander. Paulus se advies in die gemeente is baie duidelik. Pas die Christelike tug toe. So eenvoudig soos dit. Want Christus word ontheilig en onteer. Verwyder die onbekeerde sondaar uit julle midde uit. My broer en my suster, en dit is baie belangrik dat ons hierdie mooi moet verstaan. Elkeen van ons sondig elke dag. Daagliks is elkeen van ons deur die krag van die Heilige Gees met ons eie sondige vlees in 'n stryd gewikkel. En tot en met Jesus se wederkoms gaan dit nooit anders te wees nie. Ja, elke dag stry ons, baklei ons om so heilig te kan lewe as wat 'n sondige stikkende mens soos ek dit kan doen. Maar ek kan nooit vrede maak met die sonde in my hart en in my lewe nie. Want sien, wanneer ek vrede maak met die sonde in my eie hart en my lewe, en wanneer ek verwag die res van die gemeente moet ook daarmee vrede maak, dis wanneer sonde soos 'n slegte suurdeeg deur die hele gemeente versprei en die gemeente Christus ontheiligend maak. Kort voor lank is die gemeente maar net 'n gemeenskap van mense wat elkeen hulle eie belange dien, waar dit elke keer gaan oor hoe jy my seer maak en hoe sleg dit met my is as jy nou vir my sê ek het gesondig. En dis ook hier waar ons in ons eie sondige begeertes vrye teels gee. Daar's niks van ons Here se heiligheid en sy grootheid later daarin te sien nie. As die apostel
onder leiding van die Heilige Gees ons adviseer oor hoe om met die onbekeerde sonde in ons gemeente te deel, beveel hy ons om so sondaar met die krag van ons Here Jesus aan die Satan oor te gee. In die praktyk bedoel hy hiermee, spreek die persoon in die lig van die Bybel aan en plaas dan, as die persoon nie tot bekering kom nie, buite die gemeente. Pas die tug toe. Laat hy voortgaan om in 'n goddelose samelewing daar buitekant met sy dade aan te gaan, want sien, Christus trek mos 'n lyn. Daar is sy gemeenskap van gelowiges en daar is 'n ongelowige wêreld daar buitekant waar die owerste van die bose in beheer is. Ja, ons Here trek altyd deur sy woord en gees 'n lyn. Ja, binne die gemeente is waar hy Here is, en dis waar hy in opregtheid en in die lig van die waarheid van die woord gedien en geëer word. Of is buite die gemeente, waar die ongelowige wêreld hulle self bevind. Dis waar die owerste van hierdie wêreld, die duiwel, in beheer is. En my broer, my suster, die sonde ken een pad. Die sonde ken een pad, en dit is om alles te vernietig wat vir my kosbaar en dierbaar is. Dit is 'n pad van die dood. Jy gaan seer kry. Dit kom. Miskien as diegene wat hulle daar buite kan bevind, as hy binne die kerk was, en hy word na buite toe uitgesit, tug word toegepas. Miskien as hy seer kry, kom hy tot sy sinne, soos hy verlore seun in Lukas 15, en hy gaan terug na sy vader se huis toe. Dis wat Paulus hier bedoel. Sit hom buite. Laat hom in die hande van die Here, en as hy regtig seer kry, kan hy heel moontlik terugkom, en dan moet die gemeente hom in liefde weer omhels en opneem, as 'n broer of 'n suster in Christus. Ja, onbekeerde sonde, moedswillige voortgaan met sonde, terwyl ek weet dit is verkeerd in die oë van die Here, is geen klein saakie nie. Die Bybel is baie duidelik. Verwyder die slegte mense uit julle midde. En daarom praat ons belydenis NGB artikel 29, maar net die Bybel na, as ons bely, dat een van die tekens van 'n ware kerk, die ware kerk van ons Here Jesus Christus, is wanneer die tug toegepas word. Wat 'n gemeente met die sonde in sy eie midde doen, gaan eintlik oor die hart van die evangelie. Dis wat Paulus hier doen. Ons eie harte word op die tafel blootgelê. Dis vir almal duidelik om te sien, wat ons met sonde doen en hoe ons daaroor voel en dink, is 'n weerspieëling van wat ek van Christus dink, wat ek van hom glo, en watter plekke in my hart en in my lewe inneem. As die Heilige Gees deur die pen van die apostel Paulus ons beveel om nie met sonde vrede te maak nie, gee hy vir ons die rede. Tussen hakies kan daar 'n beter rede wees, 'n groter rede, as die apostel skryf, want ook ons pasgalam Christus is geslag. Want ook ons pasgalam Christus is geslag. Met hierdie woorde vat die apostel ons terug na Eksodus 12 toe die Pasga ingestel was as 'n jaarlikse feesviering. Ja, die Pasga is elke keer begin met die vraag deur die kinders. Ja, gewoonlik die oudste seun moes vir die pa vra, wat beteken hierdie gebruik vir julle? En ek dink ons moet vir mekaar vra, met die Paasfees wat verby is, met elke nagmaal wat ons hou, wat beteken hierdie sakrament, of hierdie Paasfees vir ons? En dan moet jy ouers antwoord, dit is die Pasga-offer vir die Here, hy wat by die huise van die Israeliete in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenare getref het, en hoor nou mooi hierdie woorde, ons huise het hy egter gespaar. Deur die eeue het God se kinders die Pasga gevier
Omdat hulle God se gespaardes is. Omdat hulle God se verlostes is. Is daar 'n hoër, groter waarheid in my en jou se lewe as dit? Ons is God se gespaardes, se verlostes, omdat ons 'n pasgelam het. Die Pasga vat ons terug na die 10de plaag wat God oor Egipte gebring het. Dit vat ons terug na 'n nag waar God al die eersgeborenes, mens en dier, in Egipte doodgemaak het. Behalwe diegene wat die bloed van die pasgalam aan hulle deurkosyne gesmeer het. Omdat hulle geglo het, dan sal God hulle verlos. Hierdie 10de plaag het daartoe gelei dat die Farao God se kinders laat wegtrek het. God het hulle vanuit Egipte verlos. Hierdie verlossing moes hulle dan jaarliks gevier het, en dan moes hulle weer 'n jaar oud ramlam slag, dit gaar maak, en saam met ongesuurde brood eet. In hulle huise mag daar geen suurdeeg gewees het nie. God se verlossing van sy kinders lei daartoe dat hy hulle afsonder. Petrus sou eeue later skryf dat ons 'n heilige priesterdom is vir God. Net soos wat God vir Israel uit Egipte deur die Rietsee vat en die Egiptenare agterlaat en sy kinders afsonder. So is God se kinders in Christus afgesonderde mense vir God se eer. Deur al die eeue is God se kinders, Israel van die Ou Testament wat uit Egipte gevat is, en die kerk van die Nuwe Testament, ook ons vandag, is ons 'n teenkultuur in hierdie wêreld. God se kinders wil nie anders te wees nie. Ons is anderste. Net soos Israel die suurdeeg in hulle midde moes verwyder, so verwyder ons as God se kinders die sonde uit ons eie lewens uit. Ons maak nie vrede daarmee nie. Ja, want suurdeeg wys op sonde. En suurdeeg begin klein. Ek is nou 'n baasbakker met brood. As jy my goed ken, weet jy ek bak 'n brood met die knip van 'n oog. So ek weet hoe suurdeeg 'n brood lekker kan rys. Maar suurdeeg werk in die geheim. Dit versprei in die hele stuk suurdeeg en dan blaas dit hierdie deeg op. Lidmate in 'n gemeente wat onbekeerd met hulle sonde voortgaan, is soos 'n stukkie suurdeeg. Dit besmet die hele gemeente en daarom moet dit uit die gemeente verwyder word. Elkeen van ons persoonlik in ons eie harte kan nooit vrede maak met die sonde in ons harte en ons lewens nie. Daagliks moet ons elke dag bidend en deur die krag van die Heilige Gees in die lig van die groot waarheid, maar Jesus Christus is my pasgalam. Ja, moet ek in die lig van hierdie waarheid en van die woord ook ontslae raak van die verkeerde dinge in my eie lewens. Binne ons huisgesinne, binne die 4 mure van ons huise, moet ouers nie vrede maak met die sonde in hulle eie midde, in hulle eie huise nie. Moet hulle ook die kinders leer om voor die Here te wandel. En in ons gemeente moet ons nie huiwer om in liefde die sonde in ons eie midde te verwyder nie. En natuurlik moet die ouderlinge hier met die dominee moet hulle 'n leidende rol speel. Maar dit lê op elkeen van ons se weg om in liefde met die krag van ons Here Jesus Christus, met die gesag wat hy vir ons gee deur sy woord, mekaar in liefde aan te spreek. Selfs die kleinste dogtertjie in hierdie gemeente moet vir dominee Hendrik aankom sê, dominee, in die lig van die Bybel, dit wat jy doen, is nie reg nie, omdat ek lief is vir jou, kom terug na God se woord toe, dan is jy werklik lief vir my. Jy kan my nie los nie, want dit is 'n slegte suurdeeg wat deurwerk in die gemeente. Ook in hierdie wêreld mag die kerk nie stil bly om die sonde uit te wys met die doel om dit uit ons wetboeke en in ons samelewing te verwyder nie. En hoekom wil ons dit doen? Gelowiges het 'n baie goeie rede hoekom ons nie vrede kan maak of wil maak met die sonde in ons midde nie. Ja, want ook ons pasgalam, Christus, is geslag.
Wat 'n waarheid. Christus is die pasgelam, na wie al die pasgelammers in die Ou Testament heen gewys het. Hy is die volmaakte offerlam. Daarom bring ek en jy nie meer offers by die tempel nie. En hoor hierdie mooi woorde in Hebreërs. Ja, volgens God se wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus eens en vir altyd. Net deur sy bloed is elkeen van ons nou skoon gewas en sondeloos voor God. Net deur sy offer in my en jou plek aan die kruis. Op grond van God se groot ontferming oor ons in Christus, wil ons kan tog nie anderste nie, as om uit dankbaarheid onsself vir ons Here te gee, ons pasga offerlam, om ons vir hom te gee as 'n dankoffer, wat vir hom aanneemlik is, wat hom loof en prys. Wat my opinie en wat vir my belangrik is, nie meer saak maak nie. Deur sy gees in ons harte uit te stort, maak hy ons liggame tempels van die Heilige Gees. In hoofstuk 3, julle kan gerus gaan lees, daar skryf die apostel Paulus reeds, as iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle, van Tia, ons kan hier aangaan tot by Anet. Ons is tempels van die Heilige Gees. Ons kan dit nie beskadig, moedswillig nie. My gesindheid teenoor die sonde in my eie lewe, of ons gesindheid teenoor sonde in ons gemeente, of ons gesindheid teenoor dit wat vir God verkeerd is in die algemeen, is altyd 'n termometer, wat vir my wys watter plek God in my hart en in my lewe inneem. Deur sy woord en gees kom die Here vanmôre na die dominee, die ouderling, en elke lidmaat van ontdekkers vanmôre, en elkeen wat hier is met die indringende vraag. Watter plek neem die pasgalam in jou hart en in jou lewe in? Is dit die hoogste plek, die hoogste waarheid? Want sien, ons doen en late, ons omgang met sonde in ons lewens, gee dit weg. Dit gee dit weg wat 'n plek Christus in my hart en my lewe inneem. Ook hoe ons as gemeente, ouderlinge, hoe ons met die sonde omgaan, sê vir ons watter plek Christus in hierdie gemeente inneem. Broer, suster, dis nie lekker om altyd konservatief, oudtyds of verkramp te wees nie. Maar wanneer dit kom by die pasgalam, Jesus Christus, wat homself in my plek aan die kruis geoffer het. Ja, as ek volgens mense oudtyds is, omdat ek hou by dit wat Christus my geleer het, dan is ek oudtyds. As ek konservatief is, en mense beskryf my so, omdat ek hou by dit wat Christus deur sy woord vir my leer, dan is ek konservatief. As ek verkramp is, omdat ek hou by dit wat God in sy woord vir my leer, dan is dit oukei om verkramp te wees. Die afgelope Paasfees het ons elkeen daaraan herinner, en ons het dit gevier. Christus is ons pasgalam. Net in hom is ons vir ewig vir God afgesonder. Mag hierdie waarheid stewig vas in ons harte gemaak word deur die Heilige Gees self. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Here, hierdie is so 'n groot waarheid. En ons kan soms so lukraak hiermee omgaan. Here, ons bely dat ons soms so gemaklik geraak het met ons eie sondes, ook met mekaar se sondes, en dat ons kamstig om liefdesom wil mekaar tog net nie wil aanspreek, teregwys nie. Daarom bid ons, kom deur u Gees
sonder ons af vir Christus. Elkeen, in ons binnekamers, in ons huisgesinne, in ons gemeente. Kom werk kragtig deur U Gees in ons gemeente, in elkeen van ons harte, sodat ons werklik afgesonder kan wees vir Christus. Vader, in eie krag kan ons nie. As ons op ons eie moet gaan probeer, dan gaan ons maar net weer altyd terugkeer na ons eie vlees toe, en dan gaan die owerste van hierdie wêreld die oorhand kry. In Jesus naam, vergewe ons, help ons in hierdie stryd, en bewaar die gemeente, die gereformeerde kerk ontdekkings, sodat U altyd hier gedien en verheerlik kan word. Amen.